Geliefdes, ons gaan vanoggend saam lees uit die Ou Testament, uit 1 Konings 18. Vir die van u wat wil volg, dis in die vertaling wat ek by my het op bladsy 384 in die Ou Testament. En die gedeelte wat ons dan saam lees, is deel van die vertelling van die geskiedenis van die volk van Israel, en spesifiek koning Agab van Israel en Elia die Tisbiet, wat opgetree het as die profeet van die Here. En die verhaal speel af in 'n tyd waarin Israel al vir 3 jaar lank droogte beleef, en die droogte deur die mond van die profeet Elia aangekondig is, omdat die volk van God onder die leiding van koning Agab en sy vrou Isebel begin het om afgode te aanbid. Elia die volk en die profete saam laat vergader op die berg Karmel, en die volk en Agab voor 'n keuse gestel. Hulle moes kies wie die Here is, wie God is, Baal of die God van Israel. En nadat Agab en die volk gesien het en moes erken het dat die Here alleen God is, en Baal maar 'n afgod wat deur mense gemaak is, speel die gedeelte af wat ons dan nou gaan saam lees. En ons lees saam vanaf vers 41. Daarna sê Elia vir Agab, gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reën. En Agab het toe gaan eet, maar Elia het na die top van die Karmelberg toe opgeklim, en terwyl hy daar na die aarde toe buig met sy kop tussen sy knieë, sê hy vir sy slaaf, gaan kyk in die rigting van die see. Hy gaan kyk toe en kom sê, daar is niks. En Elia het vir hom gesê, gaan kyk weer. Dit het 7 keer gebeur. En na die 7de keer het hy kom sê, 'n wolkie so groot soos 'n man se hand kom uit die see uit op. Elia sê toe, gaan sê gou vir Agab, span in en gaan van die berg af, anders sal die reën jou vaskeer. En toe hulle nog praat, het die lig donker geword van die onweerswolke en die wind het opgekom en groot reëns het uitgesak. En Agab het op sy wa geklim en na Jesreel toe gery. En die mag van die Here het vir Elia in besit geneem, en hy het sy mantel omgebind en voor Agab se wa uitgehardloop, tot waar die pad uitdraai na Jesreel toe. Geliefdes, ons lees net tot sover. Wie 'n kind van God is, luister ook na die woord van God en leef soos wat die Here vra. Gaan kyk in die rigting van die see. Elia besef sy werk is nog nie klaar, nadat die volk weer tot inkeer gekom het nie. Hy het nog die opdrag om die woord te spreek, sodat dit kan reën. Die geskiedenis van Agab en Elia begin met die woorde, so seker as die Here die leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, sal die volgende paar jaar daar geen reën of dou op die land val nie, behalwe as ek so sê. Die geskiedenis eindig dan met die woorde van Elia en Agab, gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reën. Elia kondig die verlossing aan en God se seën op die besluit wat die volk geneem het. Hulle inkeer, hulle terugkeer na God toe. En ons lees dan dat hy in sy diensknegt, wat ook gesien kan word as een van sy leerlinge, na die top van die Karmelberg opklim en daar 'n ritueel uitvoer. Elia buig in 'n gebedshouding met sy kop tussen sy knieë. En sy diensknegt kyk op die top van die berg uit oor die see, om hom te vertel wat hy sien. En hierdie ritueel herhaal 7 keer. Dis 2 bewegings wat uitgevoer word. Elia se diensknegt wat opklim na die top van die berg, en Elia wat neerbuig na die aarde met sy kop tussen sy knieë. En geliefdes, hierdie 2 verskillende bewegings is simbolies van die beweging wat ons as gelowiges in ons geloofslewe ook behoort uit te voer. En dit gaan oor die soeke na uitsig, visie vir die toekoms, en ook 'n soeke na insig
'n lewe deur inkeer in gebed. En die twee loop hand aan hand saam met mekaar. Ons wat as gelowiges in hierdie wêreld lewe, het insig en uitsig nodig. Geliefdes, hierdie uitsig gaan nie net oor dit wat ons kan sien as ons op die top van die berg klim en ver kan kyk nie. Soos Elia se knegg op 'n hoë plek gaan staan nie en uitkyk met die uitsig oor die see nie. Uitsig gaan ook oor dit wat ons hoop, die vooruitsig wat ons het, die toekoms wat ons verwag, die manier waarop ons na ons wêreld kyk. Dit wat Elia en die diensknegt en die volk van God op hoop, is die vooruitsig van uitkoms, uit hulle ellende, uit die droogte en uit die hongersnood. En 7 maal moes Elia se diensknegt tot op die top van die berg klim en vir Elia sê wat hy sien, wat daar in vooruitsig is. En of hy al dit kan sien waarop hulle hoop. En Elia bly in 'n gebedshouding. Hy hoor wat sy diensknegt sê. Telkens kom die antwoord, daar is geen vooruitsig nie. Daar is geen hoop nie. Daar is niks. En Elia bly bid. Elia bly op sy knieë. Hy bly bid dat die uitsig, die vooruitsig wat sy diensknegt moet sien, sal verander. En na die 7de keer klink die diensknegt se antwoord anders. Is die uitsig, daar is 'n wolkie so groot soos 'n man se hand. En die grootte van die wolk is waarskynlik bepaal deur dat hy sy hand so opgehou het en hom dan kon toemaak met sy hand. Daarom is die wolkie so groot soos 'n man se hand. Hy sien die wolkie. Maar hy verstaan nie wat dit beteken, hierdie uitsig wat hy sien nie. Elia wat in gebed bly, in gesprek met God, luister wat God sê, het die insig om die uitsig wat die knegg sien te verstaan. Te weet dat dit die uitkoms is waarop hulle gehoop het. Dit gaan reën. Geliefdes, uitsig en insig is vir ons belangrik. Die een kan nie sonder die ander nie. Die Elia se knegg wat die wolkie so groot as die man se hand sien, het nie geweet wat om daarvan te maak nie. Hy het nie verstaan dat dit die vooruitsig en die uitkoms is waarop hulle gehoop het nie. En die insig wat Elia in gebed ontvang het, het dit moontlik gemaak om die uitsig van sy diensknegt reg te interpreteer. Dit is dikwels kyk ons ook uit oor ons wêreld. Ons sien ons lewens, ons sien ons wêreld waarin ons leef. Die dinge wat met ons gebeur, die dinge wat om ons gebeur. En soms weet ons ook nie wat om daarmee te maak nie. Lyk dit ook maar vir ons uitsigloos, sonder toekoms. Ons sien net hoe alles verkeerd loop. Niks regloop nie. Dinge nie gebeur soos wat ons wil hê nie. En dan sê ons ook, daar is niks. Dit maak dat ons geen vooruitsig, geen uitkoms meer sien nie. Ons weet ook dikwels nie hoe ons dit wat hier sien en om ons gebeur behoort te verstaan nie. Dikwels interpreteer ons die uitsig, dit wat ons sien,
uit ons eie insig. En ons dink, dit wat ons graag wil sien gebeur is onmoontlik. En dikwels is ons eie insig gebrekkig, omdat ons eie insig laat lei en laat beïnvloed deur die mense om ons, dalk deur die dinge wat ons in die media lees, ander mense se opinies wat ons eie opinies vorm, ons insig vorm. Dikwels is dit wat ons onsself deur laat beïnvloed, die minder positiewe insigte van ander. En is dit wat vir ons aangebied word, eintlik maar insigte wat ons probeer manipuleer om op bepaalde maniere oor dinge te dink, en dan daarvolgens op te tree. Soms gebeur dit dan dat ons toelaat, dat al hierdie insigte van buite, wat vir ons aangebied word, ons insig, die manier waarop ons na ons wêreld kyk, dit wat daar gebeur interpreteer. En in die luister na al hierdie baie stemme om ons, word die een stem na wie ons eintlik maar behoort te luister, as het ware sagter en sagter gedraai. Die een stem wat behoort te bepaal wat die insig is na hoe ons na ons wêreld kyk, ons uitsig bepaal, is die stem van God. Die stem van God wat deur God se Gees vir ons die insig wil gee wat ons nodig het vir hierdie lewe. Dit is wanneer ons meer na die wêreld waarin ons leef luister as na die Here, en dit wat God deur God se woord aan ons bekend maak, kan dit daartoe lei dat ons geen vooruitsig en toekoms meer sien nie. En soms ook geen goeie insig meer het nie. Ons het nie goeie insig nie, omdat ons net aan die uitkyk is. Ons kyk wat daar in die wêreld gebeur, dit wat mense doen, dit wat ander sê. En ons vergeet dat ons ook behoort in te kyk. Insig bepaal ons uitsig. Hierdie inkyk het te doen daarmee dat ons stil word en onsself herinner aan wie ons is. Wat ons weet, wat ons het om die uitsig van die wêreld te verander. Dit is wie ons is. Ons is mense wat aan God behoort. Mense wat in die kragveld van God se teenwoordigheid leef. Wat ons weet dat Jesus Christus ons God se verlosters kom maak het. Dat God se Gees in ons woon. Dat God ons hoop en ons krag is. Wanneer ons so inkyk, word ons daaraan herinner dat ons versigtig behoort te wees met wat ons toelaat om ons insig te bepaal. Die Sprekerskrywe sê dit so: wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. Sorg dat jy wysheid bekom en insig. Wysheid, kennis en insig begin met die dien van die Here. So kry ons insig om ons uitsig te verstaan. Wanneer ons tyd in gebed en God se teenwoordigheid, die klank van God se woord spandeer. By God en in God se teenwoordigheid sien ons die vooruitsig, die toekoms. Ons toekoms wat in God se hand is. Geliefdes, wanneer ons insig het, verander ons vooruitsig. Het ons weer hoop vir die lewe in ons situasie. Kyk ons ook anders na dit wat ons sien. En kan die wolkie so groot soos 'n man se hand vir ons die uitkoms gee wat ons nodig het. Geliefdes, dit is so dat ons as gelowiges in hierdie wêreld
soms beleef en ervaar hoe ons uitsig maak, dat ons insig verloor. Dit is menslik wanneer dit gebeur. Selfs Elia wat hier met soveel insig optree en geloof en oortuiging, verloor insig, wanneer hy net in die volgende hoofstuk toelaat dat die uitsig, die wêreld waarin hy leef, die feit dat Agab en Jesebel hom steeds vervolg, volhard om afgode te dien, sy insig en vertroue oorskadu. En dit is dan eers wanneer hy weer God se stem in die fluistering van die windstilte hoor, dat hy tot insig kom, weer 'n uitkoms sien. Geliefdes, uit dit wat Elia ervaar, is daar ook vir ons troos. Dat God ook in ons oomblikke van insigloosheid, uitsigloosheid en moedeloosheid steeds by ons is, vir ons lief is, met ons besig is, ons lei en versorg in alles wat ons nodig het, ja, die uitkoms voorberei. Liefdes, iets van hierdie beweging van insig en uitsig sien ons ook in die voorbeeld wat Jesus ons stel. In die ure voordat hy gevange geneem is in Getsemane, is Jesus in gebed, in gesprek met God. Wys Jesus ons waarom insig te verkry om dit wat vir hom voorlê te volbring. Deur Jesus se sterwe en opstanding is ons toekoms, ons uitkoms, ons vooruitsig verseker. Liefdes, kom ons gaan leef met insig wat gevoed word deur tye van inkeer en stil word in gebed. En kom ons bring ons uitsig, dit wat ons bekommer, vir ons uitdaging is in God se teenwoordigheid. En ons ervaar hoe ons die wysheid en die insig ontvang om in ons uitsig God se toekoms vir ons te kan sien. Amen. Dit is ons sit so, dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U deur die Gees ook in ons harte werk. En dat ons ook mag ervaar hoe U ons telkens kom vind, waar dit voel asof ons uitsigloos is. En nie verstaan hoe om dit wat rondom ons gebeur te verklaar nie. Here God, dankie dat U ons telkens kom ontmoet op ons lewenspad. Here, help ons om ook te kies vir tye van inkeer in U teenwoordigheid. Stil word om regtig te hoor hoe U wil hê ons moet leef. Here, dankie dat U genade vir ons genoeg is. Dat U altyd uitkoms gee. Here, gee ons die insig om dit wat U vir ons voorberei in ons lewe raak te kan sien. Here, dankie dat ek vanoggend die voorreg het om hierdie gemeente en hulle leraar aan U op te dra. Te mag bid dat U hulle sal seën in hulle dienswerk hier. Here, help hulle om in hierdie gemeenskap waarin hulle leef, die insig te gee wat nodig is, sodat ander saam met hulle die uitkoms en die toekoms saam met U kan sien. Here, U ken elkeen van hulle persoonlik. U weet wat se uitdagings hulle ervaar. U weet wat elkeen beleef, wat hulle bekommer. Here, hulle help hulle om by U hulle krag te vind, saam met U die uitkoms te sien. Here, dankie dat ons so vir mekaar mag bid, en dat U waar ons so saam is, ons gebede verhoor. Here, vul ons harte nou met die vrede
en dra ons ook die toekoms in, om te lewe tot U eer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.